Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons stil word, asemhaal en ons harte voor die Here bring en onthou, ons is nie alleen nie. Vanaand wil ek praat met die persoon wat bang is vir wat môre kan bring. Jy lê dalk vanaand met 'n hart vol vrae. Jy wonder oor môre, oor die oproep wat jy moet maak, die uitslag waarvoor jy wag. Die rekeninge wat betaal moet word, die gesprek wat moet gebeur, die besluit wat voor jou lê, of die situasie wat jy weet nie is wat jy wil hê in jou lewe nie. Jy weet nie hoe om dit te hanteer nie. Partykeer is môre nog nie eers hier nie, maar jou gedagtes is alreeds daar. Jy leef nog in vanaand, maar jou hart dra alreeds môre se bekommernis. En voor jy jou oë toemaak, het jy al aan 10 verskillende moontlike uitkomste gedink in jou kop. Maar vanaand wil ek jou herinner, môre is nie groter as God nie. Matteus 6 vers 34 sê, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre sal hom oor sy eie dinge bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Jesus sê nie dit omdat hy nie verstaan dat ons bekommerd raak nie. Hy sê dit omdat hy weet hoe swaar dit vir ons harte is wanneer ons vandag al probeer dra wat eers môre se genade nodig het. Jy is nie gemaak om môre se las vanaand te dra nie. God gee genade vir vandag, krag vir vandag, wysheid vir vandag, asem vir vandag. En wanneer môre kom, sal hy ook daar wees. Soms raak ons bang omdat ons nie weet wat gaan gebeur nie. Ons wil sekerheid hê, ons wil beheer hê, ons wil vooraf weet hoe alles gaan uitwerk. Maar geloof beteken nie ek weet alles wat môre gaan gebeur nie. Geloof beteken ek weet wie môre reeds in sy hande hou. Psalm 56 vers 4 sê, wanneer ek bang is, vertrou ek op U. Nie as ek bang is nie, wanneer ek bang is. Die Bybel maak plek vir die feit dat ons soms bang voel. Maar dit wys ook vir ons wat om met daardie vrees te doen. Ons bring dit na die Here toe. Jy hoef nie vanaand voor te gee dat jy nie bekommerd is nie. Jy hoef nie jou vrees weg te steek nie. Jy kan net sê, Here, ek is bang vir môre, maar ek kies om U te vertrou met wat ek nog nie kan sien nie. Miskien verander die situasie nie voor jy gaan slaap nie, maar iets kan in jou hart verander. Die Here kan vrede bring waar jou gedagtes gejaag het. Hy kan jou herinner dat jy nie alleen môre instap nie. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand kom ons na U toe in die naam van die Here Jesus Christus. Here, ek bid vir elke persoon wat bang is vir wat môre kan bring. U ken die bekommernis, die vrae, die onsekerheid en die dinge wat hulle harte swaar maak. Vader, ons bring môre voor U. Ons bring die gesprekke, besluite, uitslae, finansies, werk, familie, gesondheid, verhoudings en alles wat ons nie kan beheer nie voor U troon. Here, help ons om nie vanaand môre se las te dra nie. Help ons om nie in ons gedagtes deur elke moontlike uitkoms te hardloop nie. Bring ons terug na hierdie oomblik, terug na U teenwoordigheid, terug na die waarheid dat U reeds in môre is. Heilige Gees, kom maak ons gedagtes stil. Bring vrede in ons harte, bring rus in ons liggame, bring kalmte waar vrees begin oorneem het. Papa Vader, herinner ons dat ons nie môre alleen instap nie. U gaan voor ons uit, U is by ons, U sal ons wysheid gee wanneer ons dit nodig het, krag wanneer ons swak voel en vrede wanneer die pad onseker lyk. Papa Vader, ons gee vanaand môre aan U. Ons gee die uitkoms, die tydsberekening, die mense, die besluite en die onbekende dele terug in U hande. Ons kies om te sê, wanneer ons bang is, sal ons op U vertrou. Dankie Here, dat môre
nie vir u 'n verrassing is nie. Dankie dat u reeds daar is. Dankie dat ons vanaand kan rus, omdat u oor ons waak. Ons ontvang u vrede vanaand in die magtige en kosbare naam van die Here Jesus Christus van Nasaret. Amen. Goeienaand familie, mag die vrede van God jou huis, jou gedagtes en jou slaap vanaand bedek. Shalom.